Mengen taalgroep is geleë reg in die middel van die eiland van New Britain wat deel is van Papua New Guinea. Die taalgroep bestaan omtrent uit 8000 mense uit wat opgedeel is in 2 dialekte. Byna geen evangeliese werk is onder hierdie mense gedoen nie en hulle is dus vasgevang in die ketting van duisternis. In 1998 het die Here 'n span mense opgeroep om te begin met die werk in Mengen. Die werk het ongelukkig nooit van sy voete afgekom nie en Tim en Darlene Erio het die werk verlaat en Dave en Judy het die werk ook verlaat, maar verlede jaar weer teruggekom en aangesluit by die span. Becky Priheim is van Canada af en werk nog steeds saam met ons en Kerry Pacheco is ook van Amerika af en sal vir nog so 4 jaar saam met ons werk voor sy sal teruggaan om haar ouers te gaan ondersteun. In 1998 het die span begin met 'n vliegveld en dit het hulle omtrent 5 jaar geneem om klaar te bou. Dit het meeste van hulle tyd ook opgeneem om die vliegveld te bou en ook om hulle huise daar gebou te kry. Geen taalstudies is gedoen of voltooi nie en die evangelie is dus ook nie in daai jare aangebied daarso nie. Gelukkig gee dit nou vir ons die geleentheid om maklik in en uit te kan vlieg in hierdie oerwoudlokasie hier so in Papua New Guinea. In die begin van 2008 het Dave weer eens sy taalstudies voltooi en Kerry en Becky is nou al 'n hele rukkie besig met Bybelvertaling, tot en met Handelinge het hulle al reeds vertaal. Hulle het dan ook literacy klasse aangebied, met ander woorde mense geleer lees en skryf, en is dan nou so dat daar 'n hele klompie mense in Leyla is wat kan lees en wat dan nou reg is om ook die Bybel in hulle eie taal te ontvang. In Januarie hier van 2009 het die mense dan ook begin om hulle eie gebouetjie op te rig, waar hulle graag wou dienste hou en waar hulle graag wou die aanbieding van die evangelie wou hoor. Ons het dus na baie jare se voorbereiding en werk uiteindelik die geleentheid gehad om in Februarie te begin met die aanbieding van die evangelie in kronologiese volgorde vanaf Genesis regdeur tot in die Nuwe Testament. Omdat Dave die enigste man is wat die taal ken, is hy die ene wat die verantwoordelikheid het om die lesse ook aan te bied. Hulle trek nou by les 42 en daar is omtrent nog 30 lesse oor. Vandag, die 2 Mei, het ons vir die eerste keer in hierdie sessie vir hierdie mense vertel van Jesus se geboorte en ons begin dan nou eintlik ook met die verhaal van Jesus se lewe, 'n wonderlike tyd ook in ons lesaanbieding. Thank you for the cross. Aan die einde van Julie sal ons klaar wees met die aanbieding van die evangelie en daarna lê daar natuurlik 'n lang tyd van disipelskap voor, waar daar nog 7900 mense vanuit die Mengen volk is wat nog nie gehoor het van Jesus nie, en ons sal dus redelik besig wees vir die volgende 15-20 jaar van ons bestaan hierso. Die volgende stap vir die Lorettis is om voort te gaan om ons huis klaar te bou. Daar is 'n bestaande huis in Leyla wat ons kan gebruik. Die huis is wel in 'n baie slegte kondisie, met baie termietskade en ons sal 'n groot deel van die huis moet uitbreek en oorbou en ons sal nuwe kragstelsel moet inbou, nuwe water toevoerstelsel moet inbou, maar die Here het al klaar vir ons baie voorsien en ons kan die Here maar net dank
vir sy voorsiening en ook vir julle wat vir ons help om dit moontlik te maak hierso. Daarna lê daar natuurlik vir ons taalstudies voor en ons glo en bid dat ons so 2 jaar sal neem om die taal klaar aan te leer waarna ons voltyds deel sal wees van die span. It's our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Great is